Die Here is goed, dit is lekker om die Here te ken, dit is lekker om die Here te dien, en om te kan prys en loof hier in die kerk, en waar ons ook al is, bevoorreg om kinders te kan wees van die Here onze God. Nou ek gaan vra dat jy saam met my gaan lees in hierdie oggend, Ou Testament, Deuteronomium, die 28ste hoofstuk. Ja, dis daar in die Ou Testament begin die Bybel by Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, so die 4de boek in die Bybel. Ons gaan lees hoofstuk 28 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Het klink lang, maar ek wil hê ons moet dit lees. Vir my is dit so belangrik dat die woord van God 'n sentrale plek in ons lewe moet inneem. Die woord is ons rigsnoer. Dit wys vir ons die pad aan. Die woord help ons om ons lewe in orde te kry, om ons te inspireer en ons lewe so te kry, soos wat God dit wil hê. Nou ja, Deuteronomium 28 vanaf vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskorrel. Geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure en in alles wat jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee, in die vrug van jou liggaam, en in die vrug van jou vee, en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met die eed beloof het, om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die sterk maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel, om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek jou vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, om hulle te dien nie. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskorrel, en so gaan dit aan
dan word al hierdie seëninge wat God beloof het, word dan in die volgende verse gestel as vloeke wat sal kom. Jy kan dit self by die huis gaan lees dan. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die God wat wil seën. En ons teksvers is vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God, en ook daai laaste gedeelte van vers 9 wat sê, en as jy die gebooie van die Here jou God hou om in sy weë te wandel, en na sy stem te luister. Nou, wat ons eerstens baie goed moet weet, is dat God die Vader ons geseën het met die grootste seën wat daar kan wees in Christus Jesus tot redding. Nou, Paulus roep uit en hy sê, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in Christus Jesus. So die Bybel is baie duidelik dat God se grootste seën is in Christus Jesus. Nou, dit gaan eerstens oor geestelike seën. Nou, Jesus het self gesê, hy het gesê, wat baat die mens as hy die hele wêreld vind? So wat baat dit jou? As jy al hierdie skatte en alles van die wêreld kan hê, al die rykdomme, maar aan jou siel skade ly. Nou ons as mens is so geneig om eerstens te dink aan die aardse, die materiële. Nou in die verhaal van die ryk man en Lazarus word daar baie duidelik vir ons gesê dat die ryk man se hart was gerig op die aardse goed, die aardse dinge. En toe hy sterf, toe maak hy sy oë oop in die hel. En toe Lazarus sterf, die arme man wat by die poort van die ryk man gelê en bedel het, en toe hy sterf, maak hy sy oë oop in die hemel. Nou ek wil in hierdie oggend vir u sê, op die ou end gaan dit nie regtig om ryk of arm nie, maar dit gaan om waar is jou hart. Die Bybel sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, né? So, waarop jy jouself rig, daar gaan jy vir jou skat maak, en dit is waar jy jou eindbestemming gaan wees. Nou die Bybel sê, dis presies wat hy in hierdie gedeelte vir ons wil sê. Hy sê, as ons die Here ons skat maak, dan sal hy vir ons seën. Nou God eerste is die boodskap van hierdie gedeelte. Nou die tyd waarin ons leef, is mense so materialisties ingestel. Ja, ons moet werk. Ons moet eet. Maar dit moet nooit ons eerste prioriteit wees nie. God wil ons seën in ons totale menswees. As ons hierdie gedeelte in sy verband sien, dan sien ons God wil ons seën in ons daaglikse lewe. Die Bybel sê, hy wil ons seën as ons uitgaan, en hy wil ons seën as ons inkom. Nou daardeur wil die Bybel vir ons sê, as jy uitgaan, vat God saam met jou. Dit lyk baie keer, of dit is so maklik, gaan in die oggend uit jou huis uit, en jy gaan werk toe, en jy los God by die huis. Jy sien, maar jy wil hê, die seën van die Here moet op jou rus, of jy kom vandaan terug huis toe, en jy wil die Here buite los, en dit lyk baie keer so, want
wanneer, en dan word daar gestry en beklei, want jy die Here buite gelos. Die Bybel wil jou seën, sê hy wil seën jou skape en jou beeste. Met ander woorde, die Here wil vir ons sê, ek wil jou besittings seën. Dit wat aan jou behoort. Maar die Here wil ook hê, ons moet kyk na dit wat hy vir ons gegee het, nee. Moenie verwaarloos en verwoes en vernietig wat God vir jou gegee het nie. Want hy was saam met jou toe hy dit vir jou gegee het. Hy het dit as seën vir jou gegee, sien dit as seën van die Here en kyk daarna. Hy wil seën die vrug van jou liggaam. Met ander woorde, hy wil seën jou kinders wat hy vir jou gegee het. Wees lief vir jou kinders. As wat God vir ons wil sê. Bid vir jou kinders. Voed jou kinders op in die vrese van die Here. Bring hulle saam met jou as jy kerk toe kom. As hulle al groter is, bid vir hulle. Moenie ophou bid nie. Wees daar vir hulle. Hy sê verder, hy wil seën jou bakskottel en jou mandjie. Met ander woorde, die Here wil seën alles binne in jou huis. En wat binne in jou huis gebeur. Hierdie gedeelte wil eintlik vir ons sê, trek die Here in jou daaglikse handel en wandel. Trek die Here in jou huis, wat jy daar doen, maak hom deel van jou lewe. Of jy dan bak, of jy brou, of jy bid, of jy ontspan, of jy bietjie TV kyk, maak die Here deel van alles binne in jou huis. Maak hom ook deel van alles buite jou huis. Wanneer jy uitgaan, maak seker, jy vat hom saam. Jy vertrou hom. Jy kan die Here vertrou. Vat die Gees van die Here saam. Verwelkom die Heilige Gees saam met jou. As daar probleme en moeilikheid kom, dan sê jy, ek weet nie, Heilige Gees, wat is die antwoord? Wat is die oplossing? Ons het, ek weet nie of dit maar 'n leefwyse is wat ons vir onsself aangekweek het, om te dink, ons het die Here net hier in die kerk. En daar buite het ons hom nie regtig nie. Maar ons moet nie daarop fokus om te weet, die Here is deel en hy wil deel van ons wees. Daar by jou huis, alles wat jy doen, buite, wat jy ook al doen, hy wil absoluut 100% daarvan deel wees. Nou, die groot fout wat ons as kinders van die Here baie keer maak, is ons neem die Here aan, né? As ons verlosser en ons saligmaker. En dis fantasties. En dis die beste besluit wat enige mens ooit kan neem, om Jesus Christus aan te neem, as jou verlosser en jou saligmaker. Maar dan, baie keer, dan wil mense ook die ou lewe saamneem. Nee, die wêreld saamneem en die sonde saamneem. So ek neem Jesus aan, maar ek hou al hierdie goede nog by my. Nou, dit werk nie so nie. Nou, ons lees in die Bybel, toe Jesus vir Petrus en Andreas sy broer geroep het, was hulle besig om hulle nette daar langs die see uit te spoel en reg te maak. En dan roep Jesus hulle, en die Bybel sê, hulle het alles net daar verlos. So, los alles net daar. Nou, die Here vra ook van ons, om goed te los en agter te laat. Die Here vra van ons, los die wêreld. Los die duiwel. Los die sonde. Hoekom wil jy dit nog deel van jou lewe
wat? Los die drang. Los die verslawing. Los jou nonsens. Los die argumente van dit en van dat. Jy weet, mense wil baie keer nie afstand doen van sekere goed, lyk dit vir my, want dit voel vir hulle, dit bring vir hulle nog iets in die sak. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit bring nie iets in jou sak nie. Dit vat iets uit jou sak. Dit kos jou geld. Besef dit. Kos jou geld. Dit kos baie keer jou gesondheid. Wat daaronder lê. En baie mense kom dit eers agter baie laat. En dan sê hulle, maar ek het al hierdie skade aan myself gedoen. Dis nie die Here nie. Dis nie mense nie. Dis nie stres nie. Jy kan baie goede opnoem. Dit is maar net jy en die Here vra, los al daardie dinge. Die Here vra ook van ons, as jy werk nou vir krap. Nou, die Here vra ook van ons, los jou vrees, los jou angs, los jou twyfel, los jou ongeloof. Kom jy ongeloof vashou? Wat baat jou? Die Here sê, glo. Soveel mense hou vas aan die ongeloof. Die Here vra, los ongeloof. Gooi dit weg van jou af. Glo onwrikbaar in die Here ons God. Hy is getrou. Die Here vra van ons, los jou negativiteit. Los jou passiwiteit. Raak meer lewend. Begin om meer Bybel te lees. Begin om meer te los. Die Here vra van ons, los jou verskoning. Ons kan so maklik met so baie verskonings opkom. Dit is nie regtig altyd verskonings nie. En dit laat jou moontlik beter voel. Maar, baat dit jou. Dis hierdie ding wat ons van onsself moet uitmaak. Daai verskonings wat ek het, ek kan nie kerk toe gekom, nie bid hier toe kom nie. Ek kan nie meer bid nie, ek kan nie meer Bybel lees nie. Ek kan nie meer vir die Here getuig nie. Verskonings, dit klink goed en reg. Maar baat dit jou in jou geestelike lewe, groei jy regtig. En as jy hierdie oggend besef, al hierdie goed staan in die pad tussen my en die Here om werklik te groei en 'n lewe van oorwinning te bereik, dan wil ek vir jou sê, los al daai dinge. Ek wil vanoggend vir u sê, los jou nie meer. Los jou opvleendheid. Dit is nie altyd maklik nie. Vertrou die Here. Werk daaraan. Los dit. Sny dit af. Jy weet die goed wat ons baie keer so met ons wil saamneem. En hoekom weet ek nie? Dit word 'n swaar ras. Dit is net logies. Al hierdie goed is soos gewigte wat jy met jou saam sleep. En dit maak jou moeg. Dit is mos net logies. Dit gaan jou moeg maak. En dis die rede hoekom baie mense geestelik uitsak langs die pad en moeg word. En dan sien jy hulle nie. En dan is jou hart seer en jy is bekommerd, jy wonder. En dis dit nie maar net hierdie goed wat jy saam sleep. Jou sorge, jou worries, jou sonde, die dinge wat jy nie kan afsny, wat jy nie kan los nie, wat die Here sê, maar los dit. Dit baat jou nie. Dis nie deel van my nie. Dis nie deel van my wil nie. Ek het 'n ander plan vir jou. Ek wil jou losmaak, vrymaak. Ek wil jou seën, ek wil jou volmaak van my gees. Dit is God se plan vir ons lewe. Amen. Nou aan die einde van die boodskap wil ek vir u sê, die seëninge
van God roep en wink vir elkeen van ons. Hoor my, die seëninge van die Here roep en wink vir elkeen van ons, klein en groot. Dis 'n God wat wil seën, dis wat ek sien in sy woord. Hy wil vir ons seën. Hy wil ons optel. Hy wil ons oprig, hy wil ons versterk, hy wil ons verkoop, hy wil ons aanraak. Maar ons moet bereid wees. Is ons bereid om te luister na sy stem? Dis wat die woord sê. As jy luister na my stem, luister te veel na die duiwel, luister te veel na mense. Die Here sê, luister na my stem. En as jy luister, sal ek jou seën. Hy sê, as jy wandel in my weë. Ons het nog te veel van ons eie weg. Ek wil dit, ek wil dit, ek wil dit. Dis nie meer tyd vir dit nie. Die Here sê, my weg. Wandel soos ek vir jou sê in my woord. Jy weet, ons wil hê, Here, seën my, help my, seën my, help my. Die Here wil. Maar hy sê, kyk hoe leef jy? Kyk hoe wandel jy? Kyk na wat luister jy. Jy luister wanneer die duiwel vir jou invloed en vir jou sê, doen dit. Terwyl ek vir jou sê, los, raak ontslae, raak ligter. Dan wil ons nie hoor nie. Nou in hierdie oggend wil die Here vir elkeen van ons sê, kies wat die Bybel sê, dis wat God sê. Hy sê kies seën of kies vloeke. Jy kan die vloeke lees, dis skrikwekkend, maak jou bang. En tog lyk dit of mense nie regtig bang word, want God sê, as jy nie luister nie, as jy nie reg loop nie, hy goed gaan jou inhaal. Jy weet, hierdie goed gebeur nie oornag nie. Dis hoekom mense nie skrik nie. Maar as jy op 'n dag wakker skrik, dan besef jy, dit het jou ingehaal. Die slegte dinge, die vloeke, het jou ingehaal. Daai dinge wat jy nie wil hê nie. En dan's mense vasgevang in geweldige probleme en goed en hulle kan nie verstaan nie. Maar terwyl die Here sê, dis my weg. Wandel daarop. Luister na my woord, luister na my stem. Wees bereid en wees gewillig om te verander. Ek wil net sê, mense dink, dit is so moeilik, dit is so onmoontlik om God te dien. Ek wil vir die sê, dit is nie so moeilik en onmoontlik nie. Dit is uitlik lekker, maar ons moet oorgee aan God, aan sy gees, aan sy wil. Ons moet ingetrek word in sy wil. En net luister, net oorgee. God is daar om ons te verander deur sy gees. Hy's daar, maar hy forceer nie. Dis 'n liefdeswerking van die Heilige Gees. Hy's sag, hy's steer, hy's liefdevol en hy kom en hy werk by jou en hy sê, los dit, maak jou hart sag, kry vergifnis, vergewe, bid meer, mag oop. En as jy dan dink, ag nee, wat ek doen eerder dit, sit maar net voor die TV. Gaan iets gebeur nie. Daar gaan nie iets gebeur as jy nie van jou kant meer ergens gaan insit in jou wandel met die Here nie. Prys die Here. Kom ons sluit ons oor gebed. As jy vanoggend wil sê, Here, ek hoor die woord. Here, ek wil nie wegwandel. Van hy stem luister. Wil die pad van seën loop. Here, want U wil hê dat ek die deel maak van my daaglikse lewe. En jy wil vanoggend staan en sê, Here, ek wil die deel maak van my handel en wandel. Wanneer ek uit my huis uitgaan, Here, wil ek die deel maak van my lewe. Wanneer ek vanaand terugkom in my huis, wil ek die deel maak van my lewe. Ek wil die plan van God vervul en uitleef. Dan nooi ek die staan in die oggend voor op die voete voor die Here om te sê, Here, ek wil in 'n totale oorgawe
en 'n commitment wil ek my vanoggend voor U stel, want Here, sonder U kan ek dit nie maak nie, gaan ek dit nie maak nie. Here, sonder U gaan die vloeke my inhaal, gaan die onheile, die booshede my inhaal, en Here, dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil U seën hê. Ek het U seën nodig. Ek is afhanklik van U seën meer as ooit. Prys die Here. Prys die Here vir almal wat staan. Die hele gehoor wat vanoggend staan. Ja, wat ek glo, elke mens wat werklik 'n oor het, sal in hierdie oggend wil sê, Here, ek kom voor U. Ek staan voor U, Here, meer as ooit. Besef ek waarom dit gaan. Here, ons wil U intrek in ons handel en wandel. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Loof sy naam. Loof sy naam. Here, dankie vir elkeen wat voor U staan. Klein en groot. Wat sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Here, ek maak U deel van my ganse lewe. In my huis, alles wat ek doen, maak ek U deel. Ek nooi U in. Ek trek U in my lewe, in my handel, my voete, my gedagte, my alles nooi ek U in. My lewe daar buite. Here, ek nooi U in. Baie dankie, Here, ook ons kinders by die skool, dat hulle kan innooi, ook in hulle lewe daar buite. Baie dankie, Here, U is 'n God wat wil seën. U sê hy wil seën ons kinders. Ons bid die seën op ons kinders, klein en groot, dat U hand op hulle rus. U seën, U salwing, U goedheid op ons kinders sal rus. Here, U wil seën ons besittings, ons voertuie, ons huise, alles binne, buite ons huise, wil U seën. Ons bid die seën daarop, Here, meer as ooit. Dankie, Here, ook ons bakskoppel en ons mandjies. Dit waarmee ons besig is, wil U seën. Ons bid die seën. Here, ons wil ons gedagtes rig op U. Waarmee ons ook al deur die dag, deur die nag besig mee gaan wees, wil ons gedagtes en denke op U rig. Meer as ooit wil ons sê, Heilige Gees, welkom. Ons maak U deel van ons lewe. Ons nooi U in, bewustelik in ons lewe in. En ons wil vra, Heilige Gees, help ons in hierdie groeiproses om ook meer bewus te wees van U, U hulp, U leiding, U raad, wanneer U spreek. U spreek, Heilige Gees, baie keer hoor ons dit nie, maak ons sensitief om te hoor wanneer U spreek en wanneer U praat. En Here, ek wil in hierdie oggend dan ook bid, dat ons sal los, dat ons sal agterlaat die wêreld, die sonde, dit wat nie van U is nie, dit wat nie goed is nie, Here, dit wat laste op ons lewens bring, ons wil dit agterlaat, ons wil dit los, sodat ons vry in Christus Jesus kan wees. Ons wil ook ons sorge, ons bekommernisse, ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees, Here, ons gooi dit weg. Ons wil dit nie hê nie. Ons weier dit, ons sny dit af, ons bestraf dit. Here, dit wat ons moedeloos en down en depressief maak, ons weier dit. Ons stamp dit teen kant toe en ons wil vir U sê, dankie Here vir 'n lewe van oorwinning deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Wees met ons, Here. En dankie dat ons kan weet, U is by ons in al hierdie prosesse van verandering, in hierdie prosesse van los en aflê en laat staan, is U saam met ons. U is deel in dit alles en ons vertrou U in dit alles, want U is 'n God wat help, wat verstaan, wat omgee, wat onderskraap, wat daar is by ons dan ook, dag en nag, wanneer ons die deel maak van ons lewe, dag en nag,
dan is U ook by ons dag en nag. En ons wil nie twyfel nie, ons sal nie twyfel nie, want Here, ons het U woord en U is ons God wat vir ons lief is en ons seën. Seën dan so Here uit genade. Elke huis, elke huishouding, elke man, elke vader in die besonder op hierdie Vaderdag. Seën elke vader wat die hand in die see. Elke vader rus hulle toe deur die Gees om werklik daai leiers te wees, daai vaderfigure, die tyd waarin ons leef, Here, dat hulle standvastig en U kan staan en wees, bidder, mense wat kan stabiliteit in hulle huise kan bewaar, en Here, wat kan bid vir hulle huise, sodat die siel op hulle kan rus, maar ook op die hele grote familie. Baie, baie dankie, Here, U is so goed, en ons is so lief vir U, en ons prys en loof U wondernaam. Prys die Here, dankie Here, dankie Here.